Train jou brein. Wow. Vandag is mense baie ingesteld op gesondheid, die tyd waarin ons lewe, en jy hoor ook van mense wat na hulle breine kyk, want ek bedoel, wat help het nou, jy is nou, wel ek sê sexy en grand en mooi, maar jou brein het dit nou nie gemaak in hierdie lewe nie. Party ouens, sy brein is alright, maar hulle lyk nou nie so grand nie, maar ek wil amper sê, as jou brein nie reg is, dan is dit allemaal nie lekker nie, ne? Train jou brein, en dan gebruik mense al hierdie breinaanvullings, MCT oil, hoe weet ek hierdie goed? Ek weet dit, ek sal nie vertel nie, en dan moet jy omegas gebruik, maar vandag gaan ek vir jou die medisynekas van die hemel praat. Train jou brein. Yes, wat jy dink jy is. Ek hou daarvan om oor hierdie goed te praat, dit is deel van my bestaan, my lewe, en ek preek weer vir myself. Jy het 'n nuwe brein nodig, kan jy dalk vir iemand sê, dit klink 'n bietjie. Die Bybel sê in Spreuke 4 vers 23 die volgende woorde, wees versigtig wat jy dink, want jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Spreuke 4:23 boodskapper vertaling. Wees versigtig wat jy dink, want jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Het jy dalk 'n ingryping in jou lewe nodig? The starting point is your brain. Jy is wat jy dink jy is. As jy vir my sê, jy gaan dit nie maak nie, jy is heeltemal reg, jy gaan dit nie maak nie. Want soos jy dink, so is jy. Maar as jy vir my sê, jy gaan dit maak, jy is weer eens reg, want by God is geen ding onmoontlik nie. Ek wil die bloed van Jesus oor jou lewe pleit, en oor jou denke. Want mense sê partykeer, maar ek wil hê jy moet reg dink. Hoe kry ek dan nou hierdie nuwe brein? Hierdie nuwe brein. 2 Korintiërs praat daarvan in hoofstuk 3. 2 Korinte 3 vers 18. Wow, ek is opgewonde oor hierdie reis waarop jy vandag saam met my is. Train jou brein, 'n nuwe brein. Hy sê, terwyl ons almal, soos dis vir almal, dis vir jou en vir my, party mense het nie breinmedisyne vir hulle breine nie omdat hulle nie wil nie, maar omdat dit te duur is, en dit is nie haalbaar vir hulle finansies nie. Maar die Bybel gee hierdie medisyne vir ons gratis en verniet. Hy sê, terwyl ons almal, met onbedekte gesig, met ander woorde nou pretensies, sonder voorgee, openbloot, soos in 'n spieël, jy gaan nou hierdie vergelykende beeldspraak verstaan, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid as die Here. Hierdie sê eenvoudig, terwyl jy in die spieël, naamlik die woord kyk, die woord is 'n spieël. Ek lyk nie soos ek nou lyk, sommer net so nie, ek het al 'n paar keer in die spieël gekyk, en ek is seker, jy lyk ook anderster as toe jy opgestaan het vanoggend, want jy het in die spieël gekyk, en as ons in die spieël kyk, dan afwees die roomys af, wat ons net nou geëet het, en die vetterigheid wat hier in die hoek van ons mond sit, en ons kam ons hare. As ons in die spieël kyk, verander ons. Ek praat oor train jou brein. Hoe meer jy in die woord kyk, hoe meer sal jou brein verander. As easy as that. Die Bybel sê, terwyl ons almal met onbedekte gesig, of sonder pretensies, sonder voorgee, in die spieël die heerlikheid van die Here aanskou, soos jy in hierdie spieël die heerlikheid van, jy sien hom nie van aangesig tot aangesig, jy sien hom net so in 'n spieël, terwyl jy dit aanskou, sal jy verander. Dis my grootste gebed, verander. Ek moet verander. Terwyl ek in die Bybel kyk, sal ek verander na dieselfde beeld as die Here. Wow!
Soos ek moet my brein verander net deurdat ek hier in hierdie Bybel kyk. Hoe meer ek in hom kyk, Jakobus sê dit so in Jakobus 1 vers 25, hy sê hy wat diep insien. Met ander woorde, ek moet nie net kyk nie, ek moet so 'n bietjie dieper kyk. Train jou brein. Ek moet so dieper in die woord van die Here in kyk. 'n Nuwe brein kry ek dan. Hy sê Jakobus 1:25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, daarby bly, sal. Dis nou die resultate. As jy diep in kyk. Met ander woorde, ek lees nie net my versie en sê, dankie Here, in hardloop nie. Nee, ek soek so 'n bietjie op, en vandag het is al die tegnologie tot ons beskikking, al die gereedskap. Hy sê, Jakobus 1:25, terwyl hy wat diep insien, sal gelukkig wees in wat hy doen. Die Engels sê blessed. Wie sê nou, ek wil nie geseënd wees nie? Wie in hierdie plek sê, ek wil nie die beste in die lewe van God vir my lewe hê nie? Almal sê, I want to be blessed. Well, the medicine is for everyone. Want almal wat in die spieël kyk, sal verander. MCT oil is sekerlik goed en daar's baie dinge op hierdie aarde wat die Here vir ons gegee het om te gebruik, maar daar is niks soos die woord van die Here nie. Die Bybel sê beoefen jou in die godsaligheid, want dit is nuttig vir hierdie lewe en vir die toekomstige. Dit hou die belofte in van die teenwoordige en die toekomstige lewe. Ek hou van wat Spreuke 15 vers 15 sê. Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig fees. Hoekom het die vrolike fees? Want hy kyk diep in die skrif in. Hy is gelukkig. Kan ek weer daai vers lees? Jakobus 1:25, hy wat diep insien in die wet, wat diep kyk, wat tyd maak, hy wat diep inkyk, in die volmaakte wet van die vryheid sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is, omdat hy het nie vergeet, hy het my so diep aangekyk. Hy vergeet dit nie, want hy het nie bo oor gelees, hy het studie gemaak. Hy sal gelukkig wees. Blessed, happy, fortunate, gelukkig. Spreuke 15:15 sê, die bedrukte is altyd daar sleg, maar die vrolike vaart, omdat ek vrolik is, het ek gedurig fees, want ek kyk diep in die woord in. How to train your brain, lees 'n vers, bestudeer 'n vers, en jou breingesondheid sal verander. Jy sal gelukkig wees in wat jy doen. Ek kry nou die dag 'n man, by die warmbronne nogal, en gesels al lekker met hom, en ek sê vir my, ek lees nie eintlik baie nuus, koerant nie, ek moes bely, ek lees eintlik so nou en dan iets, maar ek is nie 'n koerant, ek lees nie negatiewe goed nie. En hy sê vir my, soos dan is jy eintlik mos maar baie oningelig. Ek sê ja, maar ek is happy. Eerder gelukkig en oningelig as wat ingelig en ongelukkig. Rather be happy and uninformed than informed and unhappy. Matteus 22 vers 29 sê, omdat julle die skrifte nie ken nie, julle dwaal. Kom ek lees hom weer, Matteus 22 vers 29, toe sê Jesus vir hulle, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Train jou brein, leer die skrifte, en jy gaan nie verdwaal nie. Baie mense is daarom lelik verdwaal in hierdie lewe. Ja. Julle dwaal omdat jy die skrifte nie ken nie. Train jou brein, leer 'n skrif of twee. Gisterand in die gemeente gesê, kom ons leer hierdie week hierdie twee skrifte. Onthou, daar waar jy jou brein sit, waar jy jou ore en jou oë sit, dis wie jy is. Dit wat jy bedink, dis wie jy is. Die Bybel sê, bedink die dinge daarbo. Dan sê Filippense 4 vers 8, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, bedink dit. As jy ander goed bedink, dan maak jy jou 'n teken vir die aanvalle van die duiwel.
En nou kom Jesus, hy sê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Wauw, as jy die skrifte ken, dan sit dit vir jou op 'n ander baan, train jou brein, leer 'n vers of 10, leer die Bybel. Ek reken is koning Dawid het in Psalm 119 vers 11 sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek nie teen U sou sondig nie. As 'n mens sondig, as sê mense, ek het per ongeluk gesondig, of mense maak die stelling dat, ek het gestruikel. Wel, die ware feit is, jy het nie die Bybel in jou hart gesit nie. Ek het die woord in my hart gebere, sodat ek nie so sondig nie. Ag, ek het nou maar gestruikel, dit was per ongeluk gewees. Die feit is, jy lees nie die Bybel nie, jy lees dit, maar jy bere dit nie in jou hart nie. Jy bestudeer dit, jy kyk nie diep daarin nie, dis hoekom jy gesondig het. Ag, dit was per ongeluk gewees. Dit was in die hitte van die oomblik. Ek het my meer verloor. Die eintlike rede is, jy lees die Bybel nie. Mag ek het vir jou sê, of wil jy, die Bybel sê in Psalm 119 so, as jy nie van hou nie, sê vir God, jy hou nie van sy Bybel nie. Psalm 119 vers 11 sê, ek het die woord in my hart gebere, sodat ek nie teen U sou sondig nie. Praat met jou oor train jou brein. 'n nuwe brein is reg vir sukses. Psalm 119 vers 105, nog 'n vers in Psalm, sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Met ander woorde, jy gaan nie struikel nie. Daar's oral ligte. Jy gesien hierdie ligte as jy in die badkamers of by sekere plekke ingang in 'n gang met trappe, of selfs in 'n tuin, mooi tuin, dan gaan die ligte van self aan. Weet jy wat, as jy gaan stap op 'n donker plek, gaan die ligte vir jou van self aangaan. God gaan jou waarsku, en jy sal nie per ongeluk sondig nie, ook in die hitte van die oomblik nie, want U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die lig het aangegaan, jy het die verse geleer. Is daar verse wat jy leer? My Bybel merk ek hulle moet 'n L. Dan sê ek, hierdie vers moet ek leer, en ek het ook 'n lys van verse wat ek op my lys intik. Nou ja, ek preek weer vir myself, ek sal aan my lys aandag moet gee. Josua 1 vers 8 praat oor hierdie belangrike feit, dis dwars deur jou Bybel ingegrafeer. Dwars deur jou Bybel. Psalms het ek vir jou gelees, ek het vir jou in Spreuke gelees, ek het vir jou in Matteus gelees, ek het vir jou in Korintiërs gelees, ek het vir jou uit Jakobus gelees, en nou lees ek vir jou daar in die begin, uit Josua uit. Josua 1 vers 8 sê, hou hierdie wetboek altyd by jou. Hou hom altyd by jou. Hou die Bybel met ander woorde byderhand. Dink dag en nag daaroor, sodat jy alles kan doen wat daarin geskryf is. Jy moet nie net die boek by jou hê nie, jy moet daaroor dink dag en nag. Hoe gaan jy daaroor dink? Jy gaan daaroor dink as jy dit gaan lees en dit resiteer en dit opsê en dit leer, dan gaan jy vandag daaroor dink. Dis hoe mense oor iets dink. Jy dink nie net oor iets omdat jy toevallig net raak gesien het oor die algemeen nie. Hy sê, dink daaroor dag en nag, jy sal, dis 'n belofte, Josua 1 vers 8, jy sal dan sukses behaal op jou pad, jy sal voorspoedig wees. Wil jy voorspoedig wees? Ek hoor jy sê ja. Wie wil dan nou nie voorspoedig wees nie? Jy moet altyd die Bybel byderhand hê, en dit is so maklik deesdae om dit by jou te hê. Maar dan moet jy dit bepeins, oordink, dag en nag. Dan sal jy suksesvol wees in al jou weë. Ek moet nog 'n vers vir jou lees in Matteus 13 vers 19, wat net absoluut hierby hand aan hand gaan. Baie mense is in die kerk en hulle hoor die woord, maar hulle bære nie die woord in hulle hart nie. Baie mense gaan kerk toe, maar hulle bære nie die woord. Ek het al baie keer gehoor, en kom iemand na my toe en sê, pastoor, jy het seker nie hierdie goed geweet, en dan dink ek by myself, jy sal elke Sondag in die kerk, en ek het by een persoon, ook is die persoon so nie elke Sondag in die kerk, maar hoe lang is jy nou al 'n gelowige? Hoe het jy dit dan nou eens ontdek? Maar dan is dit net skielik omdat dit nou gebeur is. Nooit in die kerk het hierdie persoon in sy lewe die woord gebeur. Hy het dit al 1000 keer gehoor, maar nie gebeur nie. En nou skielik het hy dit gebeur, en nou is dit 'n revelation, en ek sien die spesifieke persoon waaraan ek dink nou weer hierdie week, en ek dink, wow, kyk die smile op die gesig, kyk die vrolikheid, want skielik het daar 'n woord ingegaan wat gebeur is. Nou Matteus 13 vers 19 sê dit so, as iemand die woord van die koninkryk hoor, nou hoor is nie goed genoeg nie.
Baie mense hoor, maar hoor is nie goed. Hy sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor, en nie verstaan nie, met ander, dis nie gebær nie, dis nie oordink nie, dis nie bepeins nie, is baie goed in hierdie woord, wat mense nie verstaan nie, maar jy moet dit bedink. Soos 'n besigheidsventure, jy moet dit bedink. Of 'n goeie storie, of 'n grappie wat iemand, hy bedink dit, en dan kry jy die kuns om dit oor te vertel. Die woord, jy moet dit bedink. As iemand die woord hoor, maar nog nie bedink het, as iemand die woord hoor en dit nie verstaan, nie kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. As jy nie tyd met die woord gaan spandeer nie, gaan die duiwel dit net eenvoudig steel. Lees jou Bybel, maar spandeer tyd daaraan. Josua se vers, hou jy die woord wetboek altyd by jou, oordink dit dag en nag, dan sal jy sukses behaal op jou pad, jy sal voorspoedig wees. Dis 'n belofte. If you train your brain with the word, het jy 'n lys van verse wat jy memoriseer. Merk jy hulle dalk in jou Bybel met 'n L langs die kant om te sê dis 'n leervers hierdie. Soos die een wat ek net nou aangehaal het in Matteus, of die een in Filippense 4 vers 8 wat sê, alles wat waar is, alles wat regverdig is, rein is, lieflik, loflik is, wat deeg daarin ook al mag wees, bedink dit. Of dink jy maar sommer net randomly aan enige goed, dis kom jy nie sukses behaal nie. Maar ek weet, die Here wil hê jy moet suksesvol wees. En daarom gee hy hierdie goed vir jou, to train your brain. Mag God jou seën, en mag jy sukses behaal in die venture. Ek wil jou uitdag om die volgende maand, elke dag 'n vers te leer. Dan ken jy einde van die maand 30 verse uit jou kop uit. Dink daaraan. Wat 'n soort challenge is dit? En maak vir jou 'n lys van hierdie verse, dan kyk ons of ons binne 'n maand 30 verse kan opsê. Dis mos maklik, is 1 per dag. En as jy so 'n lys het, dan is jy klaar 1 voor. Het jy so 'n lys? Ek praat graag weer met jou. Ek bedien jou graag weer volgende keer. Vir nou wil ek die volgende sê. As jy graag op my poslys wil wees, om meer boodskappe te ontvang, stuur vir my 'n WhatsApp met die woord poslys, en ek WhatsApp vir jou van ons boodskappe. En dan, as dit in jou hart is, om ons te ondersteun in ons bediening, stuur vir my 'n WhatsApp met die woord ondersteun, en dan stuur ek vir jou die besonderhede. Mag God jou ryklik seën. Ek verklaar oor jou guns, oorwinning, deurbrake, omdat jy jou brein oefen. Tot volgende keer. Love you all. Bye.